Hallo daar geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Van my en die hele beleefspan is 'n enorme voorreg om tyd saam met jou te spandeer in God se woord. En mag vandag se oordeenking jou aanmoedig met nuwe hoop, veral as jy voel jy sukkel om te verander. En baie van ons is daar, né? Nou ek wil jou herinner, jy is nie alleen nie en jy is definitief nie vasgevang nie. Het jy al ooit soos Paulus gevoel in Romeine 7? En ek wil jou regtig aanmoedig om sommer Romeine 7 te gaan lees in sy hele konteks, maar daardie stryd, hy praat oor daardie stryd tussen wat jy weet jy moet doen en dan wat jy steeds bly doen wat jy nie moet doen nie. Hy sê ek wil doen wat reg is, maar ek doen dit nie. Ek haat wat ek doen. Dis die stryd wat Paulus vir ons hier uitlig in Romeine 7. Dis soos daardie momente waar jy besluit, ek gaan nie weer so optree nie, net om jou weer in hy selfde patroon vas te loop. Dan sê hy in vers 24, Romeine 7:24 die volgende, hy sê ek is 'n ellendige mens. Dis die emosie van iemand wat moedeloos is oor hulle self, nê? Maar dan kom hy keerpunt vers in vers 25 waar hy dan daai stelling antwoord deur te sê, maar aan God die dank. Jesus Christus is die een wat die werk doen, nê? Nou hier is die waarheid. Dissipline begin nie by selfbeheersing nie. Nee, dit begin by oorgawe. Amper om te sê soos dis die openbaring van wat Christus vir ons doen. Met ander woorde, dis nie ek moet harder probeer nie of ek moet harder werk nie, maar ek gee oor sodat hy my kan lei, sodat Jesus my kan lei. Wat ek wil graag hê dat ek en jy moet begryp as gelowiges is die volgende, dat jy is nie 'n slagoffer van jou gewoontes nie. Jy is wel 'n oorwinnaar in Christus en die gees van die Here gee vir jou die krag om 'n nuwe rigting te kies. Prakties, watter area in jou lewe voel jy dalk vasgevang asof jy dit net nie kan verander nie? Nou, wat ek kan aanbeveel jy doen is as jy spandeer meer tyd saam met die Here en jy skryf daai spesifieke gewoonte, daai stryd, daai ding waarmee jy sukkel, jy skryf dit neer. Jy bely dit deur gebed aan God en jy vra hom om jou te help dat deur sy krag hy daai area of daai gewoonte wat nie hoort nie, dat hy dit kan verander. En dan môreoggend dan begin jy met daai nuwe ingesteldheid, daai ingesteldheid van ek leef uit Christus se oorwinning en nie uit my eie krag uit nie. Ek wil jou aanmoedig geliefde dat jy nie sal bly hierdie hele week want ek gaan nog 'n paar keer praat oor Romeine 7 en meer konteks gee. Maar onthou, dissipline gaan nie oor skuld of prestasie nie. Dit gaan oor genade, oorgawe en spesifiek oor gehoorsaamheid. Jy en ek, ons is nie alleen in ons stryd nie. Jesus is met ons, hy gee vir ons die krag om te groei, hy gee vir ons die krag om te kan staan teen daai gewoontes wat nie hoort nie. In hom, nê, is die oorwinning en dit is waar ons oorgawe is. Daarom wil ek vir jou ook net sê, dankie. Dankie dat jy saam met ons hierdie pad stap van groei. Dankie dat jy inskakel elke dag. En dankie vir al die kommentare wat julle los en dankie vir hierdie kanaal groei, dat julle los kommentare, julle klik op hy subscribe knoppie, julle deel dit met ander mense, ons waardeer julle so baie en ek hoop julle raak saam met ons opgewonde om te sien daagliks hoe hierdie kanaal groei, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons leer uit Romeine 7 uit. Paulus sê, ek het hierdie dinge wat ek wil doen, maar ek doen dit nie, en ek het hierdie begeerte om anders te wees, maar ek sukkel. Dankie Here vir sy eerlikheid, hierdie man van God, wat so naby aan u geleef het, kom leer vir ons dat die vleesmens is 'n ding wat altyd sal sukkel. Maar wanneer ons oorgawe het in wat Christus vir ons gedoen het, dan lewe ons anders. Ons lewe in daai openbaring van wat Jesus vir ons kan en wil en bly doen deur ons lewens. Deur in verbintenis te wees saam met Jesus is die beste plek om te wees en daar vind ons oorwinning. Daarom vra ek Here vir die hand van beskerming en genade oor ons gedagtes, ons harte en dat U ons elke dag sal aanhou lei. Ons loof U, ons eer U en ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.